Kom wees lig saam pastoor Pieter en Tolly Jordaan, Sondag om 1600. Goeiedag, dis weer eens my voorreg om hier te groet uit die Weeslig kantoor. Die Here is vir ons baie goed en ons wil aan hom al die eer gee. Die tema vir hierdie naweek se boodskap is die boukrag van genade en die salwende krag wat dit dra. Die teksvers kom uit 2 Korintiërs 12 vers 9. My genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is. Die vraag wat ek onomwonde vra, dink aan alles wat jou swak maak. In die natuur sê ons, die fittest will survive. Maar dit blyk uit God se koninkryk dat wanneer jy swak is, hy ingryp. Wanneer jy swak is hy sterk. Paulus sê dit duidelik, nie in omstandighede nie, maar jy wat moet verander. Maak 'n studie van sy woord. Hy bid nooit dat iemand se omstandighede moet verander nie, maar wel dat die persoon moet begin verander. 1 Johannes 2 vers 24 en tot 29. Ek skryf aan julle oor hier mense wat julle mislei, want julle betref die gees waarmee hy julle gesalf het, bly in julle en julle het niemand anders nodig om julle te leer nie. Sy gees leer julle alles en wat hy geleer is die waarheid en geen leuen nie. Soos hy julle geleer het, moet julle in die seën bly. Na God se genade gee hy jou sy salwing om jou toe te rus, jou te leer en jou te help om te wandel waar God wil hê jy moet wandel. Ja, ons almal kry swaar. Ons almal gaan soms deur beproewings en dan vra ons die vraag, waarom en hoekom? Ons verstaan nie altyd hoekom slegte dinge met ons gebeur nie, hoewel ons meestal glo dat God met alles 'n doel het in ons lewens. Paulus se pyn. Ons gefokuste gedeelte vertel van God se doel in Paulus se pyn. Wat was Paulus se pyn? 2 Korintiërs 12 vers 7 sê, Paulus het 'n doring in die vlees aan hom gegee, 'n boodskapper van Satan wat hom met vuiste slaan. Paulus sê nie hier wat die doring in die vlees was nie, net dat dit 'n doring in die vlees aan hom gegee is. Daar is baie teorieë oor wat hierdie doring in die vlees kon wees. Sommige sê dis 'n liggaamlike gebrek of 'n siekte, of 'n oogsiekte, of 'n malaria, of 'n epileptiese aanval, of 'n spraakgebrek. Anders sê weer is iets geestelik, soos Paulus se stryd wat hy teen die valse leraars of die stryd teen die versoekinge gehad het. Hoe dit ook al sê, dit was iets wat vir Paulus baie pyn veroorsaak het, moontlik, liggaamlik en of geestelik. Behalwe vir die doring in die vlees wat ons nie presies weet wat dit was nie, vertel die boek Korintiërs van die pyn wat Paulus beleef het toe hy hierdie boek geskryf het. Hy was bedreig en aangeval deur vyande. Sy integriteit was bevraagteken. Sy eerlikheid was betwis. Sy gesag was uitgedaag en sy prediking was verwerp. Is dit nie maar wat met Jesus gebeur het met die Fariseërs en die Sadduseërs en almal wat teen hom gegaan het omdat hulle nie geglo het dat hy werklik van God is nie? En dat alles deur valse leraars wat na die kerk in Korinthe gekom het met een doelwit, naamlik om valshede te verkondig. Hulle moes 'n gehoor kry in Korinthe. Om gehoor te kon word, moes hulle die mense se vertroue by Paulus vernietig. Paulus was immers die stigter van hierdie kerk. Hy was die herder en die leraar van hierdie kerk vir 'n tyd. Hy het 2 jaar daar gewerk, vir hulle geskryf en vir hulle gebid.
Hy het 'n groot invloed in die lidmate se lewens gehad. Daarom het die valse leraars voordat hulle dwaalleer verkondig het, eers begin om die leuen teen Paulus te versprei. Dit is daarom dat Paulus hierdie brief geskryf het, naamlik om sy apostelskap en sy bediening te verdedig. Behalwe hiervoor het Paulus in sy bediening ook baie ontberings deurgemaak. Ons lees in 2 Korintiërs 11, hy was verskeie kere in die tronk, hy was dikwels geslaan, hy was dikwels in doodsgevaar. 5 maal het hulle gebruike die straf van 39 houe gekry. 3 maal het hy sy lyfstraf gekry en 1 maal is hy met klippe gegooi, ja, buitekant die stadspoort gelos asof dood. Maar die kinders van die Here het gaan bid en dank God dat hy hom opgewek het uit daardie toestand. 3 maal het hy skipbreek gelei en 1 maal het hy dag en nag in die oop see deurgebring. Hy was dikwels in gevaar. Daar was gevare van riviere, gevare van rowers, gevare van volksgenote en gevare van heidene, gevare van die stad en gevare van die veld, ja, gevare van die see en gevare van vals broers. Daar was vir hom dikwels nagte wat hy sonder slaap, dikwels honger, dikwels dors, dikwels sonder kos, sonder skuiling of bedekking teen die koue. Maar ek leer uit Paulus se lewe, behalwe dat hy baie ontberings aan sy liggaam deurgemaak het, het hy nog in sy siel pyn ervaar, soos byvoorbeeld sy bekommernis oor die gemeentes. Dit is die een ding om jou liggaam verwond te hê, dit is 'n ander ding om jou siel verwond te hê. Die diepste pyn kom baie keer juis op hierdie vlak, op die vlak van verhoudings met ander mense. Paulus het geweet van liggaamlike pyn, maar hy het ook geweet van die pyn wat mense jou kan aandoen. Mense wat jou teleurgestel het, mense wat jou verwerp het, mense wat teen jou gedraai het, mense wat jou gefaal het, mense wat hom verkeerd verstaan het. Daarom sê in 2 Korintiërs 12 vers 15, ek sou graag alles vir julle wou gee in hierdie lewe. Ja, ons het eers nodig om dit waardeur ons onsself gegaan het. Geen siekte, geen pyn kan ons weerhou van die liefde van Christus nie. Paulus staan en hy maak staat op hierdie verhouding met God. Soos hier is Paulus in sy diepste pyn gewond deur mense, gewond deur gemeentes wat vals geglo het, met die doring in die vlees wat hom gepynig het, en te midde van dit alles, het hy die belangrikste vir ons kom leer. God het Paulus se pyn gebruik om hom nederig te hou. Volgens vers 7 wat ons gelees het, daarom sodat ek nie hoogmoedig sou wees nie, maar vir my 'n doring in die vlees gegee, 'n boodskapper van Satan om met my vuiste te slaan. Nederigheid kom in jou lewe as jy gehoorsaam is, as jy gehoorsaam wil wees. Paulus was 'n besondere apostel. Hy was geroep vir 'n besondere taak. So het u en ek ook 'n besondere taak wat ek en jy moet voltooi. God het op 'n besondere wyse hom gebruik en 'n besondere openbarings wat hy van God ontvang het hy vir ons deurgegee in die skrifte. Dit kon ook maklik hoogmoed gewees het as hy teruggedink het om te kan sê wat hy alreeds vermag het, maar ek sien in hom die nederigheid. Letterlik staan hier 'n doring vir die vlees, 'n doring vir die vlees dood te maak, 'n doring om die eie ek dood te maak, 'n doring om selftrots dood te maak. Dit was God se doel vir sy pyn. As God so in Paulus se lewe gewerk het, kan hy ook so in jou en my lewe werk. Soms doen hy dit wel, dat hy pyn en swaar kry gebruik om ons nederig te hou. Daarom geliefdes, so sê God dankie dat hy jou nederig en op jou knie hou. Tweedens,
God het Paulus se pyn gebruik om Paulus na hom toe te trek. Hoor mooi. Afhanklikheid, nederigheid, gehoorsaamheid, afhanklikheid. In vers 8, 3 maal het ek tot die Here gebid, dat dit van my af weggeneem moet word. Of Paulus letterlik 3 maal gebid het of nie, weet ek nie. Moontlik het hy die getal 3 hier as 'n volheidsgetal gebruik om te sê, dat hy aanhoudend gebid het, dat hy voortdurend gebid het, dat hy volhard het in gebed. Wat leer Paulus vir ons? Dis belangrik dat ons na God toe moet gaan, dat jy moet bid, dat wanneer daar swaar kry en storms oor jou lewe moet kom, dat jy met geloof na jou Vader toe sal gaan, hy wat moontlik alles kan doen, en by hom is niks onmoontlik nie. As daar pyn in jou lewe kom, dit laat jou bid. As swaar kry kom, en 'n positiewe uitwerking op mense se geestelike lewe wil hê, sal jy voor die aangesig van die Here in nederigheid neerbuig. Baie keer het goeie tye en voorspoed 'n seëning, 'n negatiewe uitwerking op ons godslewe, dat ons die Here so maklik vergeet. Ons bely mos dat ons voorspoed dankbaar moet wees en teenspoed geduldig. Partykeer is dit moeiliker om in voorspoed dankbaar te wees en om in teenspoed geduldig te wees. Teenspoed laat ons teruggaan na die Here toe. In swaar kry word die gebedslewe verdiep. Derdens, God het Paulus se pyn gebruik om genade te wys. Vers 9 wat ons gelees het, sy antwoord was vir my, my genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle verwerking wanneer jy swak is, Paulus. Hierdie gedeelte onderstreep dat in die eerste deel van God se antwoord aan Paulus daar staan, God hom so antwoord. Ja, in die verlede tyd, hierdie saak is klaar uitgemaak. Dis 'n vaste antwoord. My genade is vir jou genoeg. Ja, die woord genade, charis, spreek van God se guns. Dit spreek van God se seëninge wat hy vir ons gee. En ons moet altyd dankbaar wees. God het geantwoord. Ja, Paulus het gebid. God het geantwoord. Hoor jy nog sy stem? Kan jy in hierdie dag sê, terwyl dit met my swaar gegaan het, het die Here my geantwoord? Het jy daardie getuienis, leef jy dit uit? Kan die mense dit sien? In Johannes 1 vers 16 staan daar, dat ons genade op genade ontvang. Dit is net genade, wat my en jou staande hou in Christus Jesus. Ja, daar's 'n verpligting, dat wanneer die pyn kom, dat ons nie in die donker tye God sal wegstoot van ons af nie. Ja, wanneer daar 'n siekbed is, wanneer die kanker daar aan jou deur klop, jy jou gesig na die Here toe sal draai, want die Here het beloof, hy gaan by jou wees, hy sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Ja, Paulus se pyn gebruik God se krag tot volle verwerking in sy lewe. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is. Wanneer jy nie meer kan nie, is God daar. Ons so graag almal sterk wil wees vir die Here, dat ons lewens saak maak, dat ons vir die Here iets beteken, dat ons lewenskragtig vir die Here God 'n boodskap aan hierdie wêreld kan uitdra. Wanneer jy swak is, moet jy toelaat dat die krag van Heilige Gees wat hy beloof het, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees. Daardie woordjie krag, dynamos, beteken ability, efficiency en might in Handelinge 1 vers 8.
Die Here se krag wat hy ten volle verwerking in ons lewe wil kom, sodat ons voor sy aangesig ons doel in ons lewe kan begin uitvoer. Ja, in Job se lewe was daar baie pyn. Ja, Jakobus kom in Jakobus 1 vers 2 tot 4 en sê, ons moet dit met hoogagting hê, want hierdie volharding wat ons het in die geestelike rypheid, dat ons by die volmaakte wil van God kan uitkom en dat ons dan gekweek kan word deur Heilige Gees. God wil graag in jou en my lewens homself kom openbaar. Daarom sal ek liewer oor my swakhede roem, sê Paulus in vers 9 en 10, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. Daarom is ek bly oor swakhede, beledigings, ontberinge, vervolginge en moeilikhede ter wille van Christus, want as ek swak is ek sterk. Die einde van alles was Paulus bly oor sy pyn. Hy het beweeg van hartseer oor sy pyn na vreugde oor sy pyn. Daarom het hy sy pyn aanvaar. Geliefdes, die Here wil hê dat ons kruis moet opneem, ons sondige lewe moet aflê, en wanneer die pyn kom, ons gedurig deur ons fokus op hom moet hou. Wanneer God met jou besig is, sit hy soms op 'n plek van pyn. Die hart en die siel van die Christelike lewe is om pyn te ervaar, want Jesus het gesê, as hulle dit aan my gedoen het, hoeveel te meer sal hulle dit aan jou doen. Ja, wanneer ek daardie communion glasie natrek, dan kan ek sê, dankie vir die bloed. Wanneer ek daardie brood, wat Christus se liggaam is, wat hy vir my gebreek het, kan ek voor my hou en sê, dankie Here, dat wanneer daar pyn in my lewe is, wat deur u wonde, het daar vir my genesing gekom. Here, u is besig om my karakter te vorm. U is besig om my nader na u toe te trek. Kom, o Heilige Gees, dat u die stene van heiligheid en geregtigheid in my bou, sodat ek sterk kan wees, wanneer my gees mens voor u buig en my liggaam pyn het, maar ek weet, dat ek weet, die Here is naby. Ja, hy sorg vir my, en daarom wil ons hom die eer, die lof en aanbidding bring, want hy is waardig om het te ontvang. Kom ons sluit af met gebed. Hemel Vader, saam met Paulus wil ons vanmôre uitroep en sê, dankie. Dankie Here dat u bemoeienis maak, dat u met ons deurdra, dat u ons omgee, want die boukrag van genade en die salwende krag van Heilige Gees maak ons sterk in u. Help ons Here, sodat ons godsvrugtig voor die aangesig kan leef en u altyd deur die lof en aanbidding kan kry, in Jesus naam. Amen en amen. Ek groet u tot 'n volgende keer. Shalom.